is dan vanoggend lesing 7 van die dogter van Sion, restaureerders van die skrifte, die pad wat Vader met ons hier op die plaas geloop het, en dis 6 November 2025. Ons gaan aan waar ons gister opgehou het. Nou is dit Geloftefees 2005, 'n vrylating vir die 50ste keer. Hierdie 16 Desember 2005 was die gelofte weer eens op Kameeldrif gehou deur die dogter van Sion. 7 dae voor die tyd kry ek 'n ingewing dat ons nie die fees vir 7 dae aan een moet hou soos die voorafgaande 7 jaar nie. Onthou, op daai stadium het ons die dogter van Sion gelofte nou 49 keer gehou. Ek bespreek dit met my broer Callie Herbs en hy bevestig aan my dat hy presies dieselfde gevoel gehad het. Naamlik dat ons dit slegs op 16 Desember moes hou. Dit sou dus die 50ste keer wees wat ons hierdie dogter van Sion gelofte afgelê het. Dit was om die boek te bring en ons volk te leer en 'n plek te kry waar ons dit kon doen. En die ding van die 50ste of die vrylating of die jubeljaar lees 'n mens in Levitikus 25 vers 10, vers 13 en vers 17. En julle moet die 50ste jaar afsonder en 'n vrylating in die aarde uitroep aan al haar bewoners. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. Dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy familie teruggaan. In hierdie jubeljaar moet julle elkeen na sy besitting teruggaan. Laat niemand dan sy naaste verdruk nie. En vrees jy jou Elohei, ek Jahwe julle Elohei. Ons is die besitting van ons besitter, Jahwe self. Nou kon ons weer eens met hom versoen, alhoewel nie op dieselfde plek waar ons begin het, die Bloedrivier terrein nie, maar wel op Kameeldrif 225, die eiendom van die dogter van Sion. Hierdie 50ste keer waarop die gelofte gehou was, het vir ons 'n vrylating van ons onderdrukkers aangekondig. Ons hou toe daardie dag 'n wonderlike geloftefees en die teenwoordigheid van ons hemelse Vader was sterk in die byeenkomssaaltjie gewees. Ons het dit nog daaronder in die lapa gehou. Gedurende hierdie voorafgaande week het 'n baie belangrike gebeurtenis plaasgevind, naamlik op die 14 Desember 2005. Hierdie datum korrespondeer met die Israel kalenderdatum van die 24ste van die 9de maand, welke datum in Haggai 2:18 en 23 verwys na die voltooiing van die fondament van die tempel, wat in ons geval sou heenwys na die voltooiing van die fondament van die geestelike Sionshuis. Nou daai verse lei as volg: merk tog op van hierdie dag af aan, van die 24ste dag van die 9de maand, naamlik vanaf die dag toe hulle die fondament van die huis van Jahwe gelê het, merk op. In die dag spreek Jahwe van die skepingsleermag, sal ek jou neem, Serubabel, seun van Shealtiel, my knegt, spreek Jahwe, en jou maak tot 'n seelring, want jou het ek verkies, spreek Jahwe van die skepingsleermag. Wat het dan op hierdie dag gebeur? Die laaste boek van die groot Johannes Evangelie, boek 11, deur die profeet Jacob Lorber was voltooi. Ek moet net hier 'n regstelling maak. Jacob Lorber het tot by boek 10 gekom, toe sterf hy, en toe die laaste boek, ons gooi maar almal saam as die groot Johannes Evangelie, maar is eintlik voltooi deur 'n man met die naam, ook 'n Duitser, Friedrich Engels. So, dit is 'n foutjie daar, was voltooi en gereed vir die drukker. Hierdie boek, in Yeshua se eie woorde beskryf, het gehandel oor sy kruisiging te Golgotha. Nou was die Nuwe Testament voltooi, en saam met die boek van herinnering, het ons nou 'n volledige skrif in Afrikaans gehad. En nou kon die geestelike huis van 1 Petrus 2, vers 5 tot 10 gebou word, uit geestelike stene streep mense uit Sion. Hoekom sê ek nou die groot Johannes Evangelie is deel van die fondament? Omdat die fondamente van die Nuwe Jerusalem volgens Openbaring 21 is die apostels, 12 apostels.
Ons het hoogstens 6 of 7 apostels se evangelies, van hulle baie kort stukkies. Dit het weggeraak. Die Rooms-Katholieke Kerk het hierdie goed of vernietig of weggesteek, want dit het nie meer hulle kerkdogma ondersteun nie, en dit sou vir hulle 'n groot verleentheid gewees het. Dit is hoekom hulle in 323 na Messias baie van daai boeke verwerp het. Nou kom Yeshua en hy gee vir ons daai hele 3,5 jaar getuieperiode, wat met hom, al die apostels, al die ander mense wat daar was vir die 3,5 jaar, kom dikteer hy weer nuut aan Jacob Lorber en Frederik Engels die laaste boek. En dit vorm deel van die fondament saam met die boek van herinnering. Nou het ons iets gehad waarop ons kon bou. En dit was baie interessant dat dit op daardie dag klaar was, die 24ste van die 9de maand, volgens ons kalender, was in daai week voor Bloedrivier. Nou lees ons die geestelike huis, wat 'n baie bekende stuk is, en wat ons al baie in Dogter van Sion al gelees het. Vers 5 van 1 Petrus 2, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n priesterdom van apartheid, presies wat daar staan in Grieks, om geestelike aanbiedinge te bring, wat aan Elohim welgevallig is deur Yahweh die gesalfde. Yahweh is die naam van ons verlosser in Hebreëus, Yahshua is die naam van ons verlosser in Aramees, die spreektaal van daai tyd. Beide is korrek. Let wel, ons moet geestelike aanbiedinge bring. In die ou tyd in die Levitiese orde het hulle beeste, skape, osse en brood gebring wat gebak was ensovoorts. Dit word nie meer vereis nie. Jy moet jou hart vir Vader bring en dan die hartsaanbiedinge, vrugte wat jy dra. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde klip, 'n kosbare hoeksteen wat 'n vaste fondament is. Hy wat vertrou sal nie haastig wees nie. Dit is 'n direkte aanhaling uit Jesaja 28:16. Vir julle dan wat glo, is sy kosbaar. Nou sal julle sê, maar waar kom die sy vandaan? 'n Klip in Hebreëus het 'n vroulike verwysing. In Hebreëus bestaan daar nie 'n dit nie. Jy kan nie sê dit is 'n klip nie. Jy sê sy is 'n klip. Sy is 'n boom. Hy is die saad van die boom, want die saad is manlik. Sy is 'n beker, want 'n beker is 'n houer. En 'n vrou is die houer van die saad van Israel. Praat van 'n Israelitiese vrou. So alles moet reggestel geword het in die boek van herinnering, want dan verstaan ons meer. Sy is kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die klip wat die bouers verwerp het, sy het 'n hoeksteen geword, en 'n klip van aanstoot, en 'n rots van struikeling. Nou, dit is baie logies om af te lei dat hierdie klip waarvan gepraat word, is die gees van waarheid. Die troostergees wat Yeshua vir ons uitgestort het. En die woord waarheid is ook 'n vroulike woord. Die woord trooster is ook 'n vroulike woord, wat dan vir ons duidelik kan aflei, veral as ons dit saam lees wat Yeshua sê, ek los julle nie soos weeskinders nie, ek stuur vir julle die troostergees. Dit beteken dat ons 'n geestelike moeder het in die tyd waarin ons nou is. Vir 2000 jaar sou die gees soos 'n moeder met haar kinders werk. Niemand in die Bybels, die algemene Bybels, het ooit hierdie goed reggestel. Dis wel in die Hebreëus en die Grieks, maar wanneer hulle dit oorvertaal, dan vat hulle die geslagtelikheid weg.
Nog so in die Duitse taal bestaan dit ook daarom nog. En dit glo ek is een van die redes ook, behalwe dat Vader die Duitse volk uitgekies het, is dat die Duitse taal nog redelik verwysing na mannelik en vroulik gehad het. Hy sê vir hulle word die waarheid 'n klip van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle teen hom staan, teen Yeshua, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore saadlyn, 'n koninklike priesterdom, 'n apart gestelde nasie, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die voortreffelikheid van hom, Yeshua, wat julle uit die duisternis die wêreld geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Elohim is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Hierdie volk is niks anderste as die boerevolk nie. Jy kan dit gaan lees op baie verskillende plekke, waar die profete geografies aangee, dat hierdie laaste volk aan die suidpunt van Afrika hulle self sal bevind, en dat hulle 'n ligte wit vel sal hê, dat hulle oral gehaat sal word deur die nasies oor die hele aarde, en dat daar 'n groot versameling by hulle sal plaasvind. Nou haal ek aan uit Jesaja 18, Sefanja 3. En Petrus ken daai verse en hy het hierdie vir ons neergeskryf. Ons was vroeër in Europa geen volk nie. Ons was ook nie eers toe ons in die Kaap kom 'n volk nie. Ons was vryburgers genoem, hugenote genoem, Engelse setelaars het later gekom. Dit is hoe die mense bekend gestaan het. Toe hulle begin trek het, en hulle mekaar weer in die Natal en die ander provinsies gekry, het hulle begin bekend staan as voortrekker boere. En die boerevolk, soos ek al in die vorige lesing gesê het sy beslag gekry by Bloedrivier met die gelofte as hoeksteen, wat in die gees van waarheid in hierdie rots gebou is, afgelê is, en die oorwinning gegee is. Jy al ooit daaraan gedink, dat die volk presies daar, die voortrekkers, 7 keer die gelofte afgelê het, en toe sit die slag. Hoe het hulle geweet, dat 7 is om met 'n onverbreekbare eed te bevestig? Ek glo nie hulle het dit geweet nie, maar Vader het dit geweet, en in hulle harte gesit, nou begin julle met die eerste gelofte, doen dit 7 keer, die aand van die slag, het hulle dit die 7de keer afgelê, die volgende oggend dou voor dag het die slag begin. Alles in die hand van ons Vader, net soos ons nou ook in sy hand was met alles wat ons gedoen het. So toe uit Europa na die Kaapkolonie het ons 'n volk geword, die boerevolk, wat 2 republieke uiteindelik gehad het. Daar was 'n paar meer, die Republiek van Vryheid, daar in Natal was 'n republiek, en Stellaland en Goshen was ook van republieke, maar hulle het hulle self ingelyf by Transvaal destyds, en so was daar die 2 groot republieke, die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek, waarvan ons die embleem het daar op die muur, en vir ons baie belangrik is, en dat ons ook die 4-kleur vlag as ons embleem het. Hierdie geestelike huis van Sion is gebou met geestelike aanbiedinge wat gebring is. Die gelofte wat 50 keer gebring was op hierdie 16 Desember, die boek van herinnering wat 4 keer aangebied was, die nuwe gelofte van ons huis in Pretoria wat aanvaar is, die groot Johannes Evangelie wat voltooi was, en dan my destydse droom oor die nuwe fondament wat gebou sou word, was nou voltooi. Daarom is die klip, die gees van waarheid bevestig,
wat 'n rots van struikeling en 'n klip van aanstoot vir die volksleiers te bloedrivier geword het. Maar ons, die boerevolk, is deel van die uitverkore saadlyn, 'n koninklike priesterdom, 'n apart gestelde nasie, wat voorheen in Europa en Kaapkolonie geen volk was nie, maar nou, na die 1838 gelofte, 'n volk van God geword het, en wat nou aan die einde in 2005 barmhartigheid gevind het in die 50ste herdenking van hierdie gelofte van Dogter van Sion, wat in lyn was met die gelofte van 1838, net meer geestelik. Let wel dat ons volk is die enigste moderne blanke volk waarvan ek weet wat 'n gelofte met Vader gemaak het en wat dit nog steeds herdenk elke jaar. Dit is 'n baie besondere onderskeiding van hierdie volk bo alle ander blanke volke op aarde. Min het ons geweet dat ons Hemelse Vader ander wonderlike dinge vir ons op hierdie einste dag te Bloedrivier beplan het. Nou weet ek die naam van 'n vrou wat ons, sy leef nog, ons ken haar nog, Susan Oosthuizen, die vrou met die eikeblaar. In ons vorige lesing het ons gesien dat sy dit afgehaal het en in haar skrif gesit het. Die eikeblaar in haar skrif se werk was nog nie voltooi nie. Op 'n wonderbaarlike wyse bevind sy haarself onbeplant 16 Desember 2005 op die Bloedrivier terrein. U word weer daaraan herinner dat sy nooit ons vorige aanbiedings op hierdie terrein meegemaak het nie. Sy was egter nou 2005 by ons betrokke en was vanaf 2003 gereeld saam met ons gewees. Op die terrein kry sy 'n opdrag om die verdroogde eikeblaar wat sy 'n jaar gelede op 16 Desember 2004 op Kameeldrif gepluk het. En dit is die blaar van die eikeboom waaraan ons nog elke oggend die gelofte gaan aflê. Die Gilgal beloftes wat ons laat doen, gebed en seën wat ons uitspreek. Sy het dit daar gepluk, sy neem hom uit haar boek van herinnering en moet dit nou afneem na die laar. Getrou doen sy dit, maar merk toe op dat sy die blaar op bladsy 595 van die boek geplaas het, naamlik by Jesaja 1. Ons Vader lei haar oog na die volgende verse toe, naamlik Jesaja 1, verse 29 en 30. Vir diegene wat hulle skrif ken, is dit sekerlik nie nodig om te noem dat Jesaja 1 handel oor die eindtyd dogter van Sion, wat klein en hulpeloos teen sy eie leiers sal staan, en dat hulle leiers sal saam heel met die vyand. Die vyand in hierdie geval Satan. Vir volledigheid sal ek die voorafgaande verse met verklarings plaas. Nou lees ons Jesaja 1 van 4 tot 9. En dan verder. Nou ja, ek is nie 'n ou wat 'n moggetroffe bediening het, ek maak die skrif op en dan sê ek net, hier moet nou vir my 'n vers wees wat my kan of help of geruststel, wat ook al nie. Maar wanneer 'n mens bid en vir Vader opdrag te doen en jy maak die skrif oop en vra dat Vader jou lei, dan doen hy dit. Soos in hierdie geval. Die kans is 1 in 880 dat sy op hierdie bladsy sou oopmaak. Want dis hoeveel bladsye die boek het. En dat dit wel die dogter van Sion eindtyd se belangrikste boodskap is volgens my. Nou kan julle vra, maar hoekom is jy nou skielik, kan jy jouself noem die dogter van Sion? Ek het dit nie in die lesings behandel nie, maar in 1992, terwyl ek en 'n ander man, hy was 'n dominee gewees, hy het uit die kerk uit weggebreek, en hy wou Mosambiek toe gaan, en als het teen sy Mosambiek ganery gewerk, dan breek sy Land Rover, dan word sy kinders siek, dan word hy siek, en na maande kom ek agter, maar die man moet nie gaan nie, dis die gees van Vader wat dit in my baie duidelik maak.
En ons kom by mekaar in 'n kantoortjie, waar ek gesit het destyds, en ek sê, Ben, ons moet bid. En ons bid. En Vader sê, onder gebed vir my, lei hy my woorde, dat Ben moet bly, ons moet 'n gemeente begin in Suid-Afrika, en ek moet die gemeente Dogter van Sion noem. Nou kan ek daar openlik aan julle erken, dat ek nie geweet het wat beteken Dogter van Sion. Ek het dit miskien in die skrif al raak gelees, maar dit het vir my geen geestelike betekenis gehad nie. Ek het net blindelings geluister, ek het hom een vraag gevra, dag of 2 later, moet ek 'n kerk stig, moet ek dit registreer, toe sê hy nee. Nou ja, toe word ons Dogter van Sion, en ons het toe begin tydskrifte uitstuur, boeke gedruk en uitgestuur, ons het elke Sabbat, eers elke Sondag, toe later elke Sabbat lesings begin hou, of by mekaar komste. So kom ons lees nou van hierdie Dogter van Sion gemeente. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. Dit verwys in profesie na Juda in Suid-Afrika en die suiwer leer. Jerusalem is nie daai plek waar die Jode bly nie. In die gees is Jerusalem die suiwer leer van Yeshua. Wie die nasie wat die pad byster raak, 'n volk oorlaai met ongeregtigheid, 'n saadlyn van verderwers, kinders wat verderflik handel, hulle het Jahwe verlaat, die aparte een van Israel verag, hulle het na verbasterdes toe weggedraai. Dis hoe hy in die boek van herinnering direk getranslitereer is uit Hebreëus. Nou verwys hy, in hakies sê ek, verwys na die verraaier element in die volk se leierskorps, veral met betrekking tot die gelofte. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan om af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe, is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe. Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. In hakies verwys dit na die hele volk. Leiers sowel as gewone mense is verslaan, word vermoor en is slawe. Onthou, dit was nou in die tyd van 10 jaar ANC oorheersing. Geweldige plaasmoorde, al ons regte is weggevat, alles wat vir ons lief en dierbaar was, is net vernietig, en die vernietiging het net voortgegaan tot vandag toe. Julle aarde is 'n verlatenheid, julle stede is met vuur verbrand, verbasterdes verteer julle Adama, dit is ons gereinigde grondgebied, ons siele, en ons plek waar ons bly, in julle teenwoordigheid. Sy is verwoes en omvergegooi deur verbasterdes. In hakies ons grondgebied en woongebiede, ons stede, ons kerke, ons skole, alles is verteer deur basters. Dit is swart en dan wit basters wat, as jy hom sien sal hy wit lyk, maar hy het 'n basterhart. Hy het 'n hart om met die wêreld saam te gaan en nie met Vader se orde nie. In vers 8 sê dan, en die Dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 'n beleerde dorpie. In hakies sê ek, daar is egter 'n klein groepie wat 'n suiwer leer aanhang, maar hulle word gejag. Ons was 'n skermpie by Bloedrivier wat die hele verbastering van die gelofte met die versoening inhoud probeer keer het. Ons het alles gedoen wat ons menslik kon. Ons het die brug se bouwerk vertraag. Hy is toe in 2014, jare nadat ons nou ooit weer daar gekom het, toe is die brug klaar gebou. En nou is dit een monument. Die gelofte laar saam met die stroois, waar hulle nou 'n klomp leenagtige drek tentoonstel, en al hierdie goed wat jy by 'n snystery kry wat die langs die pad is. Dis waar daai plek is. Hulle verkoop drek.
Nou is dit een monument, die brug verbind hulle. Dis wat hulle wou gehad het. As jy na ons plekkie kyk, dan kan jy sekerlik sê, dat ons plek is 'n beleerde dorpie. Hierdie plek waar ons nou bly. Dis 'n klein dorpie. Strate, huise, ons het 'n orde, en ons word glad nie deur die wêreld geag nie. Ons word verag deur die wêreld, deur die meeste van die wêreld. As Jahwe van die skepingsleermagte vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, sou Sodom soos Sodom sou ons geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees het. In hakies, hierdie oorblyfsel sal sorg dat vuur nie die res van die volk sal verteer nie. Want hierdie klein oorblyfsel tree in vir die volk. En ons tree in met die inhoud van die gelofte wat ons gemaak het, elke jaar nog van 1992 hou ons hom, en die ander voorafgaande kere wat ons hom op Bloedrivier gehou het, toe weer teruggekom het. Daar pleit ons dat Vader hierdie volk sal oorsien, al hulle sonde. En op die oomblik kan ons maar sê, hierdie volk is so Sodom en Gomorra, want Sodom en Gomorra's groot sondes was verbastering, homoseksualiteit en lesbianisme. Kyk net hoe lyk die kerke nou vol van hierdie gruwels. Dit is nou algemeen aanvaarbaar, en daar's wette in hierdie land dat jy nie iets teen hulle mag sê nie, dat jy hulle ook nie mag verbied om na jou plekke, op openbare plekke te huisves of te akkommodeer nie. Hulle het nou ontsettende regte. En dit gaan erger in hierdie land, dink ek nou, en in die wêreld, as in Sodom en Gomorra se tyd. As ons nog daarby neem, hoe hulle arme kindertjies verkrag. Want ek sê dit vir julle vandag, en ek sê dit openlik, elke homoseksueel is 'n kindermolesteerder. Hy is 'n seunskender. Dit is wat die Bybelse woord wat gebruik word deur Yeshua. En 'n homoseksueel moet eintlik nie eers 'n homoseksueel genoem word nie, want wat hy doen het niks met seksueel te doen nie. Ons moet die woord gebruik sodomiet. Dan weet jy wat dit is. Dis 'n gruwelike ding. En dit is hoe hierdie volk geword het. Hulle leiers, hulle geestelike leiers, almal skeef. Of nie almal nie, maar die grootste lot van hulle is skeef. En wat hulle in die geheim en die verborgenheid doen, weet ons nie. Maar ons kan aflei. Daar was genoeg bewyse in die afgelope 20, 30 jaar wat gewys het dat selfs hierdie nasionale party en die hoofstroomkerke gruwelike dinge weggesteek het vir die volk. So hierdie is absoluut van toepassing op die tyd waarin ons nou is. Dit is die toestand van ons volk na 1994. Twee groepe in die volk, die een behoudend en wat instaan vir hulle volk se sondes, wat elke dag op hulle knieë was voor Jahwe vanaf 2002 tot 2025, en die ander wat hard en ongenaakbaar teen hierdie groepie opgetree het, hulle bespot het en waardelose offers en aanbiedinge, saam met heidense voorvadergees aanbidders gebring het, na sy heilige terrein, en die ware aanbidders vervolg het deur hofgedinge. Ek weet nie of julle al gesien het, hoe lyk dit op 16 Desember hier op in die monument nie. Die dik swart tannies sit rye en rye en rye vol daar. Ek sal hom so noem om nou nie in die moeilikheid te kom. En daar sit hulle saam met Afrikaners en hou die gelofte. Wat het hulle met hierdie gelofte te doen? Hierdie gelofte is vir die blanke Afrikaner boerevolk, eintlik vir die boerevolk, maar ook vir alle ander westerlinge wat hulle self deel voel van daai gelofte. Byvoorbeeld, in Holland en Duitsland
word die gelofte baie getrou gehou deur groepe mense op 16 Desember. En selfs het ek al gehoor in Rusland en België ook. So dit is reg, want hulle vereenselwig hulle met die oorwinning wat die Christelike godsdiens oor die voorvadergeeste behaal het. Dis wat eintlik daar gebeur het in die gees. Nou gaan ons aan, vers 10. Luister na die woord van Jahwe, owerstes van Sodom. Luister na die wet van onse God, of Elohei, volk van Gomorra. En hakies, nou sê hy, die volk en hulle leiers moet verder luister. 'n Owerste is altyd 'n leier. Wat het ek aan die menigte van julle slagdiere, sê Jahwe. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. En ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhowe te vertrap? Nou ja, in hierdie bedeling bring ons nie meer slagdiere en kalwers en brandoffers nie. In hierdie tyd bring 'n mens jou eie hart en bring jy die vrugte van Yeshua se leer voor. Dis al wat vir hom aanneemlik is. Maar hierdie aanbiedings wat die kerke gebring het daar op Bloedrivier deur te soog vir die voorvadergees aanbidders, op hulle grafte gaan kransies lê en hulle in hulle kerke daarin te nooi. Dit is 'n gruwel vir Vader. Die gelofte van 1838 is 'n danksegging dat u 5-6 duisend, ek weet nie hoeveel is dood nie, van hierdie vyand vir ons doodgemaak het. Nou hoe gaan jy nou, en nou gaan lê jy 'n kransie in medelee op hulle grafte, waar daar nie eers 'n graf is nie. Die goedse lyke het daar in die son, deur wilde diere is hulle verteer en hulle het weggebrand. Niemand het hulle begrawe nie, want hulle begrawe nie lyke nie. Dit was alreeds bekend toe ons Pieter Retief en sy 100 man se lyke gekry het by Asvoelkoppie. Hulle het hulle nie begrawe nie. Hy sê, wat julle offers, in hakies skryf ek hier, Bloedrivier is Jahwe self se voorhof. Hoe kon hulle heidene in die heiligdom inbring? Bring nie meer waardelose spysbydraes nie, vers 13. Die reuk daarvan is 'n gruwel vir my. Maand en Sabbat, die uitroep van samekomste, ek verdra dit nie. Dit is wettelose byeenkomste. Alle ander byeenkomste wat ons hou, wat nie Vader se seën en seël of opdrag het in die Bybel nie, is vir hom 'n wettelose byeenkoms. So die verandering van die gelofte is afgelê en in die gelofte is beloof dat ons kinders hiervan sal vertel en dat hulle eendag 'n jaar by mekaar sal kom en hierdie gelofte sal aflê. Dit was deur die leiding van die Gees in daai tyd 1838, omtrent 180 jaar plus gelede. Nou kom hulle en hulle verander dit omdat hulle base ter wille wil wees. Julle vernuwings, vers 14, en julle feestydde haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En hakies verwys hy hier na wettelose versoeningsfeeste op sy heilige grond, saam met skriflesing uit hulle valse 1983 Bybels. Dis vir hom 'n gruwel. Hy kan dit nie dra nie. Net soos hulle Kersfees 'n gruwel byeenkoms is. Hulle Paasfees is 'n gruwel byeenkoms. En al die ander dinge wat die kerke doen, wat hy nie gevra het om te doen nie. Vers 15, en as julle julle handpalms uitstrek, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. En hakies, hulle geloftes wat hulle daar aflê is niks werd nie.
Hy luister nie na hulle. Wat moet hulle doen? Was julle skoon, suiwer julle. Neem die besoedeling van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. In ander woorde, hou op om Vader se ware kinders te vervolg. Leer om goed te doen. Soek die reg. Beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. Die weduwee, in hakkies, is die dogter van Sion, die wese, haar lede, maar hulle, die volksleiers, het teen haar geheel, saam met die verdrukker regering, die ANC. Nou hierdie vers word baie keer aangehaal deur mense wat vir my sê ons moet die wapen opneem, want hier staan, beteel die verdrukker. Nou ons weet wie is ons verdrukker in hierdie land. Dit is eerste vlak natuurlik die ANC regering en al hulle meelopers, maar dan ook die wat hulle beheer in Engeland en in Amerika. Veral, sekerlik baie ander lande ook. Maar hulle gee vir hulle die opdragte wat hulle moet doen met ons as blankes. Want daar is 'n ewige haat van die Engelsman na ons toe. Nou, hoe beteel jy die verdrukker? Presies wat ons nou doen. Jy bid, jy spreek die seën uit, en as hulle die seën verwerp, kom die vloek oor hulle. Soos ons nou duidelik kan sien dat die vloek oor hierdie hele wêreldorde, kabal, illuministiese, vrymesselaar gemors reg oor die aarde. Hulle is besig om ten gronde te gaan, al lyk dit nie so nie. Omdat Vader ons genadig is in hierdie tyd. Ons lees die laaste vers daar. Hier kry die volk se leiers 'n keuse om te draai, om te draai en te probeer goed doen. En die tyd wat toegestaan was daarvoor was vanaf Mei 2002 tot Desember 2005. Bykans 3,5 jaar. Vanaf die tyd wat hulle sekere lede van die volk, dogter van Sion met 'n hofbevel verbied het by Bloedrivier. Hulle het hulle egter nie daaraan gesteer nie, en spite van die feit dat ons hulle herhaaldelik daartoe versoek het. Het hulle nooit eintlik teruggekom en sê, hoorie manne, dit was 'n fout, kom terug, kom lê julle gelofte af. Dit is hoe Vader dit vir ons op daardie tyd duidelik gemaak het. Onthou dat die mense wat daai hofbevel geteken het, was omtrent die grootste deel van die kulturele organisasies in die Afrikanerdom, van die politieke organisasies in die Afrikanerdom en die geestelike kerke wat betrokke was by Bloedrivier. So dit was almal, en dit was nog selfs deur 'n oud generaal van die weermag, was eintlik die hoofvoorbok. So hierdie was werklik 'n stryd tussen ons en die volksleiers, of soos die Bybel praat van die owerstes. Nou is ons in 2005 Desember, ons sal dan môre nog verder gaan met Jesaja, want hier het 'n wonderlike ding plaasgevind op daai dag, met die vrou wat die blaartjie gepluk het, en ek het julle laas gesê, hulle het al ons vlae afgeruk van die waans, en hulle het hulle voor die Griekie kanon neergegooi, in die modder, want dit het gereën daai nag, en met hulle 4x4's, het hulle dit vertrap. Vandag nog, as julle mooi kyk na die vlae wat Anne-Marie hulle uitsit en Erna, by die geloftefeeste, daar is nog so rooi skynsel van modder wat nog nie kon uitwas nie. Juis as gevolg van daai dag. Ons sal môre verder lees. Baie dankie.